Nou, goeiemôre. Baie welkom, allemaal wat hier is en die wat aanlyn is. Vandag se onderwerp gaan wees, wie is die Heilige Gees? Dink gou, wie is die Heilige Gees? Wel, Genesis hoofstuk 1 vers 1 sê, in die begin God het die hemel en aarde gemaak. Daai woord God, wat in die eerste sin van die Bybel is nie Jehovah, het is Elohim. Elohim. En Elohim is die enigste naam van God in die meervoud. Elohim beteken God die Vader, God die Seun, God die Heilige Gees. En ek wil met julle graag vandag gaan wys wat die Heilige Gees is, wie hy is. In Genesis 1:2, die aarde was woes en leeg, en duisternis het geheers oor die hele watervloed. Maar die Gees van God het gesweef oor die waters. Hy het gefladder. He hovered. Alles wat leeg is, het hy volgemaak. Waar daar chaos was, het hy orde gebring. Waar daar duisternis was, het hy lig gebring. En al dit was geskep deur Jesus Christus. So jy agterkom dat die drie eenheid is altyd in harmonie, altyd saamwerkig en almal doelgerig. Dit is hoekom God is een, maar hy is in drie persone. Elkeen het 'n ander funksie, ander doel, maar dieselfde God. Ek wil graag sê dat waar die Bybel beskryf die Heilige Gees wat sweef, wel, dit is 'n voël. Jy sien die hawks en jy sien die arende, hulle sweef op die krag van die wind. In a thermal heat, they just open their wings and they flutter. Nou dink gou weer, die Heilige Gees is 'n metafoor, die arend is 'n metafoor van Jesus, die Gees. Onthou, toe Jesus gedoop was, het die Here 'n ander vorm opgebring, en dit was 'n duif. Nog steeds 'n voël. So, die wind, die vuur, is alles metafore van die Heilige Gees. Die lewende bron van water wat uit jou kom, is ook die Heilige Gees. Die Bybel sê van onder die troon van God vloei 'n rivier wat in die 4 rigtings in die land van van Eden was. En dit was die Heilige Gees. So hier staan, ek wil met jou praat, die voorbereiding van 'n ma en 'n pa arend oor hulle kuikentjies. Om te dink dat toe hierdie ma nou 2 eiers gelê het, en is of op 'n kraans, hoog op 'n kraans, of dit's in 'n baie hoë boom, 'n nes. Die nes wat gemaak is hulle vat groot takke wat skerp punte het en maak dit daar. Dis so, laat hy val waar hy wil. En dan gaan hulle 'n klomp gras en hulle vat dan hulle vere en donsvere en maak dit 'n snoesige plek. En so wanneer die kleintjies gebore word, is hulle in 'n nes wat vir hulle 'n gemakzone gaan word. 'n Gemakzone, 'n area wat gerieflik vir hulle is. En wat my verstom het, is dat die Bybel sê dat wat ek nou eers hier kom, 3 tot 6 weke is hierdie jong arendjies besig om hulle vlerke te laat uitgroei. The juvenile feathers are coming out. Yes, die donsveertjies en nou kom die vlerke. 6 weke nadat hulle uit die eie gekom het, is die grootte van hulle vlerke presies so groot soos die oues. That's amazing. Dis om 'n vinnige snelheid daai. Ek weet, ander mense voel vere daarvoor, maar dit is 'n vinnige groei. 9 tot 10 weke, vir 19 weke, bring die arende, die oues, hulle kos. Of 'n aap, of 'n hassie, of 'n dassie, en hulle bring dit na hulle toe. Skeer dit in stukke, en hulle sluk dit. So hulle voed hulle,
Hulle beskerm hulle en hou waak oor hulle. En dan wat uitstekend is dat hulle was nooit bedoel om hulle lewe te spandeer in die gemaklikheid van die nes. Om nooit self kos te gaan haal nie, om nooit self te vlieg nie. En ek dink hoeveel van ons as mense hou van 'n gemaklike sone. Alles moet net fyn wees, alles moet reg wees, alles moet net cozy wees. Geen steurnis, maar dis nie die lewe nie. En dan kom die ouers van hierdie arende en hulle doen iets wat hulle kinders, ek dog tot vandag toe, hulle nie vergewe het nie. En dit is, hulle vat daai hele nes uit mekaar uit. Hulle breek dit op. Hoekom? Want die kuikentjies was nie bestem om lewenslang daar te sit nie. So, wat gebeur? Hoor hierso. Omdat hulle nie vertroue en geloof in hulle vlerke gehad nie, het dit nie dit gewaag, want wie nie waag nie wen nie. Maar in daai tyd, die ouers bring hulle kos, maar nie meer na die nes toe nie. Hulle sit dit op 'n afstand op die kraans, of hulle sit dit op 'n groot tak in hierdie groot bome. En die terminologie daarvan is, they talking about the eaglets are branching. In ander woorde, hulle vat die kos en sit dit daar om die kuikentjies te bemoedig, om hulle aan te huts, om die nes te los en nou agter die kos aan te gaan. So wat doen die ouers dan? Hulle vat al daai vere, hulle vat al daai gras, vat alles af behalwe vir die ongemaklike stokke. Wat hulle steek. Ja, maar hoe kan my ma dit aan my doen? Pa verstaan ek, maar hoe kan ma dit aan my doen? Is omdat die arende weet, as hulle hier bly, gaan hulle nooit hulle potensiaal en hulle skepingsdoel nakom nie. Ek en jy is weergebore deur God se Gees. Die Heilige Gees het ons oortuig van sonde, geregtigheid en die oordeel. Die Gees het ons lewe gegee. Jesus se bloed het ons gereinig en gekoop. En ons kan nou deur die Gees vir God roep, Abba Vader, met die gees van aanneming. Maar God, vandat jy 'n stap van geloof vat om God te vertrou, sodat jy meer Christus gelykvormig kan wees. Jesus sê die werk wat hy gedoen het, gaan julle doen. Hoekom? Want die Gees van God is in julle. En God is besig om die kerk, individuele, sy nes uitmekaar te breek. Om vir jou te sê, jou bestaan is to trust your wings and to trust the thermal flows of the air. So het jy al gesien, hierdie klein voeltjies, as hulle so gaan, hulle gaan so voor van die grond, dan land hulle weer, né? Hoekom? Hulle oefen, hulle spiere in hulle bors, en hulle toets die kondisies van die wind wat deur die bome in dit kom. Hulle toets dit. Nou sê dit, die wonderlike ding, is dat, toe hulle eerste sprong vat, ek hou hiervan. Ek het 'n video gaan kyk, hoe lyk dit? Hulle kom uit, en nou gaan hulle so, en die wind vat hulle van die krans af, of van die tak af, en hulle vlieg nie, hulle tuimel, soos 'n wasmasjien. Kopstert, hierdie kant, hulle tuimel, hulle moes gedink het, ons moes 'n mossie gewees het, of 'n tarantaal, né? Of 'n volstruis, hy hoef nie te vlieg nie. Wat doen my ouers aan man? Hier val hulle. Die aarde kom naby en hulle moes gedink het, en dis ons ouers? Gaan ons so wees? Maar hier's die ding, op hierdie video, die spoed wat die babetjies so gaan, en hulle weet nie om so te gaan nie, is baie stadiger, want terwyl hulle uit die nes uitval, is beide die twee arende, sweef oor hulle, en as hulle sien nou, hulle ver genoeg geval, duik hulle, gaan onder hulle, en elkeen vang een op, en vat dit weer terug na die nes, en hierdie proses gaan oor, en oor, en oor, en oor, totdat die kleintjies
hulle vlerke vertrou, vertroue in die wind het, en daar gaan hulle. Jy weet, die Bybel sê ons is nie net daar om die melk van die evangelie te drink en aanhoudend babetjies te bly. Ons moet dan die brood eet, die manna, dan moet ons vaste spyse begin eet, sodat ons geestelike vlerke, wat is ons geestelike vlerke? Toe ek met God praat, dis wat hy in my gedagte gesit het. Jou lewe van gebed en jou lewe van hoe jy my loof en prys. Die Bybel sê God soek diegene wat hom sal aanbid in gees en waarheid. En gebed. So, kom ons gaan. Die feit dat ek gesien het op daai video, dat die spoed wat die kleintjies val, teenoor die spoed van die oues, hulle is nooit in gevaar nie. Jy sien, terwyl die kykentjies gegaan het, hulle gedink, ek is oortuig, ons is nie arend nie, want ons is 'n draaikolk, ons is, like 'n jou, maar die string gaan gesny word, verstaan jy? Maar hier kom die ma en die pa, vat hulle op. Nou ek wil onthou dit nou. Dan, luister gou hierna, Deuteronomy 32 vers 11. Nou die gelykenis, dat die Heilige Gees, luister nou mooi, Deuteronomy 32:11. Die beste skrif vir my, toe ek 18 jaar oud was 1 Korintiërs 15:56. Die geestelik het nooit ewenwel eers gekom, maar eers die natuurlik, daarna die geestelik. Jesus het nooit sy mond oopgemaak met lering, behalwe deur gelykenisse. Toe sy disippels ons sê, wat is die betekenis van hierdie gelykenis van die saaier saai die saad en 4 tipe kondisies van die grond en die voëls kom het op te pik in dit. Wat sê hy sê, aan julle wat aan my behoort die geheimenisse van die koninkryk van God. So wat is die geheim? Die geheim is, dat dit wat die natuur is, God essensieer dit tot die gees, maar het is dieselfde beginsel, dieselfde manier. Eers die natuur, daarna die geestelik. So nou praat ons oor die arend, né? Nou, Deuteronomy 32 vers 11. Net soos 'n arend, wat sy kleintjies uit die nes uitskop, oor hulle vladde en hulle vang op sy vlerke, wat oopsprei, soos 'n arend, wat sy kleintjies op die vlerke dra, so het die Here, net hy alleen, sy volk gelei, want daar's geen ander God buite hom. Wat verwys daai vers na toe? Wat verwys dit? Dat sy volk vir 400 jaar in ballingskap en slawerny in Egipte was. Hulle lewe was 'n gemors. Hulle het so erg geword dat Farao hulle lewe ondraagbaar gemaak het. Hy het gesê, van nou af gaan ons nie meer strooi vir julle kry, meng dit in die klei en maak bakstene. Nou moet julle dieselfde afstand gaan vind dit, bring dit hier, en julle moet dieselfde quota elke dag, wat is onmoontlik, om het self te gaan kry. Hulle het die Bybel sê, toe God na hulle kyk, hulle lyding, hoe hulle misbehandel was, hoe hulle geen identiteit gehad het nie, dat God in Egipte hulle nes begin losmaak en breek om hulle voor te berei. Want as jy vir 400 jaar, dis 11 generasies wat gebore is 'n slaaf, jy het 'n slaaf mentaliteit, dan sê ons Afrikaner, so gemaak, so laat staan. Dis my voorland. Dis wat ons sê. So God het begin die hele ding in Egipte die nes uitmekaar maak. En die Bybel sê dat die Here al die Israeliete op sy vlerke as 'n arend uitgeneem. Maar ek het gedog, die Bybel sê hulle het uitgeloop. Maar dieselfde betekenis dat die arend wat sweef was by die Bybel sê en die gees het gesweef oor die chaos en die leegheid en dit. Ek dink by myself, kom ek vra julle, hoeveel mense was in Egipte? Ek weet. Hoe weet ek? Waar? Ek lees die Bybel. Die Bybel sê daar was 600,000 manne wat uitgekom het, sonder die getal van vroue en kinders. Het die behoedmiddels gehad daai dan nie? Hulle het ook een kind gehad nie. Hulle is nie nou China nie. Of South America net een kind toegelaat.
So let sê net, elkeen het een vrou gehad, al klaar 1,2 miljoen. Kom ons sê, daar was net 2 kinders of 3 kinders. Ek meen, Afrikaners kap het hier by 8. Op die plase. Dis nie snaaks nie. So dit kon maklik 3 miljoen gemense, en ek dog, Here, die vlerke se uitsprei vermoë, om al daai mense in beeldspraak, uit te dra op sy vlerke, uit Egipte uit. Ons hoef nooit te sê, ons kan nie word wie God gesê het ons is. Want die Bybel sê, ons vaar op die vlerke van arende. So God vat amper 3 miljoen mense uit, en dit pas op sy vlerke, en ek tog, Here, what a wingspan. Kyk hoeveel plek is daar. Kyk hoe sonder moeite u dit doen. Verstaan julle iets? Wat vang jou, sonde of ou gewoontes, wat het jou so gevang, dat jy vergeet, die Bybel sê, you can mount up on the wings of eagles. Nou hier is die mooiste skrif, Exodus 19 vers 4, toe ek het lees het ek gehuil. Julle het self gesien, nou praat God deur Moses met die volk. Julle het self gesien dat ek aan die Egiptenare gedoen het, ek is God. Julle het self gesien wat ek aan die Egiptenare gedoen het, en dat ek julle op arensvlerke gedra het, en julle na my toe gebring het. Wanneer God jy uit slawerny, uit sonde vat, hy los jou nie die voorkant gaan ploeter nou, jy was 'n sondaar, nou as jy Christen, kan jy maar so aangaan soos jy wil. Hy sê, die doel dat ek jou bevry, die dag dat ek jou red, die dag dat ek jou 'n doel gee in die lewe, is omdat ek jou na my toe bring. That's amazing. Yes, hy het hulle vat op vlerke om uit Egipte te kom. Maar die Heilige Gees was ook die vuur en die wolk, wat vir 40 jaar oor hulle die temperatuur baie neutraal gehou het. Ek wens ek sal seker 10 jaar kan net praat oor die Heilige Gees. Maar ek gee julle net die. Nou luister, die Bybel sê in Genesis 2:7, die Here het toe vir die mens gevorm uit stof van die aarde en lewensasem in sy neus geblaas, sodat die mens 'n lewende wese geword het. Wat het gebeur? Adam is snif in die neus gekry. Ek dink Afrikaans is 'n fantastiese taal. Iemand wat amper doodgaan onder water. Wat doen hulle? Hulle haal hom uit, pomp die water uit, kom uit die mond uit, en dan neus tot neus resuscitation. Wanneer werk die beste? As die ou wat asem, knoffel gehad het. Ag, julle vang niks nie. Weet jy hoe vervelig is die lewe sonder 'n sin van hemel? Kyk na die een langs jou en waardeer God se hemel. Kyk nou net daar. Kyk daar. Vanaf was daai vrou, man, so dit steek. Job 33:4. Die Gees van God het my gemaak. Die asem van die Allerhoogste het my lewe gegee. Omdat die Bybel sê, God het asem ingeasem in Adam en hy het gedaan. That was a spirit wat hy ingeasem het. Haal gou 'n diep asem in en uit. Dieselfde asem wat God in Adam geblaas het, is in elkeen van ons, want as 'n kind gebore, terwyl die kind in die baarmoeder is, deur die bloed van die naaltjiestring, is die suurstof in die longe, alhoewel die longe vol is van 'n fluid, embryonic fluid. Maar as die babatjie gebore word, binne 10 sekondes, as hy of sy deur die kanaal kom, die drukking forceer die vog uit die liggaam uit, en binne 10 sekondes, vat die kind die eerste asem. Nou hoor wat sê Job. Job 27:2-4, so seker as die Here leef. Nou ek lees vir jou nou, die rampe wat hom getref het, die ongeleenthede wat hom gebeur het, die siekte, sy kinders het almal gesterf, sy vrou het gesê, vloek God en sterf. Dis jou beste uitkoms, vloek God en sterf, dan is die einde van jou lyding.
Job 27:2-4, so seker as God leef, hy wat my reg van my weggeneem het. Die Almagtig het my bitter lyding aangedoen het. Ek hoor, maak nie saak waar ek gaan, die mens my bel, hoe kon God dit aan my doen? Hoe kon God my huwelik opmos? God mos nie 'n huwelik op nie. God bou 'n huwelik. Want die huwelik is in die gees die gelykenisse wat fisies met my en my mooi vrou. Ons fisies is die verteenwoordigheid van die dag dat Jesus die bruid gaan trou, wat die gelowiges is die kerk. Die huwelik is die verbond. En God breek nie verbond nie. Hy hou dit. So, hy sê, die Here was verantwoordelik vir die bitter lyding aan my. Dan sê hy, nou korrigeer ek homself. Solank as daar lewe in my is. Het jy geweet jou laaste ding uit jou mond uit is jou laaste asem? Maar na 10 sekondes jou eerste asem begin jou lewe. En nou loop ek daar waar ek is in Kelsrivier op daai wynplaas. Nou loop ek, dan haal ek asem in, en dan sê ek, praise the Lord, as ek asem uit, bless you Jesus, en ek kom agter, is 'n goeie ritme. Ons neem aanspreeklik, dit is normaal, om net asem in en uit te haal. Dit is God se asem, hy is die een, wat elkeen van ons asem gee, die voorreg, om in te asem, uit te asem, maar die Heilige Gees, is die asem van God. So hy sê so, solank as wat daar lewe is in my, solank as die asem van God in my is, sal ek niks sê wat verkeerd is nie, en daar sal geen onwaarheid uit my mond kom nie. Maar die eerste gedeelte van die vers, is dat hy God eintlik wil te nakom. Hoe kon jy daarmee doen? Wat het hy gedoen om dit te verdien? Wel, die duiwel het God uitgedaag aangaande Job. Sekerlik Job dien jou, net vir wat hy by jou kan kry. Nou, vat daai seëninge weg. Eintlik sê hy daar, vat die muur van beskutting om hom weg. En ek sal jou bewys, hy sal jou vloek tot jou gesig. En God floreer op uitdaging, want hy verloor nooit nie. En die duiwel kry net nie die ding nie. Job is deur al dit. En op die einde van die dag, sê die Bybel, en Job het nie die res van sy lewe deur sy mond gesondig nie. Nooit weer God geblameer vir wat hy deurgaan. It's amazing. Maak nie saak wat jy deurgaan in die lewe, verlieste, tekort, verloor van werk, verloor van 'n huweliksmaat, verloor van 'n kind, ten spyte van al dit, solank God se Gees se asem in jou is, solank dat jy asem in jou het, kan jy God nog steeds loof en prys. En jy kan hom nog steeds eer. So, 2 Timoteus 3 vers 16 na 17. Die Bybel sê die hele skrif, die ou vertaling sê die hele skrif is deur God ingegee. Die 83 vertaling sê die hele skrif is deur God geïnspireer. Maar die oorspronklike taal in Hebreë sê alle skrif is deur God ingeasem. Uitgeasem. Sorry, I just took a breath there. En as jy vinnig is jy vinnig, né? Nee, ek maak 'n grap. Die hele skrif is deur die Heilige Gees. So hy het in die mense, die manne, 40 manne wat die Bybel geskryf het, hy het in hulle ingeasem, die letter, waar die kommas, Jesus said, not even a comma or a iota will pass away from our word. Selfs the punctuation is deur die Heilige Gees. Want jy kan dieselfde sin hê, en jy kan net die verskillende kommas en die verskillende goede, dan het jy 10 verskillende betekenisse van dieselfde sin. Maar God se woord het een betekenis. My woord is soewerein, my woord is die waarheid. Jy kan staat maak daarop en jy kan dit doen. So, hy sê, en die rede dat God se woord
uitgeasem is in die Bybel vir ons om te lees, is dat God letterlik wil hê, jy moet die asem van die woord in jou leef. Hoekom? Want die woord is lewend en kragtig en skerper as 'n tweede swaard en deurdring tussen gees en siel, gedagtes, bedoeling vat en tussen die been en die beenmurg. En dan word jou gees, siel en liggaam word deurweek deur die asem van God. En die moment jy Jesus aanneem as jou saligmaker en hy het jou gereinig deur die bloed van sy seun, jy's 'n nuwe skepping, die ou dinge het verbygaan, kyk jy is alles nuwe skepsels. Die Bybel sê en nou is jou liggaam nie meer 'n liggaam nie. Jou liggaam is nou die tempel van God in wie die Heilige Gees woonagtig is. OK. Dit gaan nou opgewonde raak. Johannes 20:19-22. Daardie Sondag aand was die disippels almal speel wegkruipietjie in die boefretrek, vensters toe, deur onder slot en grendel. En die Bybel sê omdat hulle gevrees het dat die leiders van die Jode, die priesterloude, sou hulle kom vat het en dieselfde pad laat gaan as Jesus. Want hulle wou die verspreiding van die evangelie stop. So hulle is daar, hulle bewe, hulle is so bang, en dan sê die Bybel, en skielik daag Jesus op. But Jesus is not a gatecrasher, hy skop nie 'n deur af nie. Hoekom? Want hy is die deur. Die wonderlike ding is, daar's fisiese deure en dan sê hy, ek is die deur. En baie keer sê ons, die deur is vir my gesluit, ek het my CV's ingesien. Dis jou fisiese, maar God kan 'n deur maak, wat daai maatskappy jou bel en sê, luister, ons het 2 keer oor jou gedink, ons kan nie sonder jou wees, jy kan jy kom. As God se guns op jou rus, dan verander hy die maatskappy se denke, hy verander al daai goed, want alle dinge gebeur ten goeie vir die wat God lief het. Hy is die deur. En weet jy wat my verstom het toe ek het lees? Hy het hulle nie uitgeskel nie. Hy het nie gesê, Annie. Hy het gesê, ek skaam my dood oor julle, ek moes julle gekies het nie. Hy sê 2 keer, vrede vir julle. Vrede vir julle. En toe sê die Bybel, en toe blaas Jesus deur sy asem oor sy 11 disippels, want Thomas was nie daar nie. En hy sê, ontvang die Heilige Gees. En hierso is die Heilige Gees die asem wat uit Jesus kom. Are you understanding me? Net Jesus kan iemand doop in die Heilige Gees. Bless God, man. Ek wou vir julle sê, nou, awesome, oor mekaar, maar nie nou nie. Nee. Okay. Ontvang die Heilige Gees. Wil julle graag weet wat die woord ontvang beteken in die Griekse taal? Om dit persoonlik toe te eien en dit joune te maak. Sien, wanneer jy Jesus ontvang het, as jou saligmaker, hy sê mos in Johannes 1:12, al diegene wat Jesus ontvang het, aan hulle kry die ewige lewe. So wanneer jy Jesus aanvaar, dan sê God, maak my joune, eien my toe, jy het my in jou lewe genooi, gee my nou die voorreg om ruimte te hê, om deur my woord in jou hart, in jou gedagtes en jou emosies. Luister, ons moenie God definieer deur ons omstandighede, ons situasies en ons gedagtes en die leuns van die vyand en wat mense vir ons sê. Ons moet God definieer deur sy woord. Wat God van homself sê, dit is wie God is. En daar is soveel kerke vandag in die wêreld en soveel predikers wat boeke skryf oor hulle ervaring. 'n Persoon se ervaring vervang nie God se woord nie. God se woord is voldoende genoeg. Nou gaan ons gou na Handelinge 4 toe. Handeling 4, daar's 'n man daar, sy naam is Josef, en hulle het hom genoem Barnabas. Barnabas. Sê gou Barnabas. Weet jy wat dit beteken? Ek gaan vir julle sê. Hy wat moed in mense praat. Hy wat mense bemoedig. Hy wat moed skep. Het jy geweet die Bybel sê dat die Heilige Gees is die bemoediger, hy is die helper? Hy het baie titels. Elke titel is 'n funksie wat ek en jy nodig het. Wie van ons kort nie bemoediging nie? Wie van ons kort nie 'n bietjie moed skep nie? Dis die Heilige Gees en hy's in jou. So in ander woorde, ek hou van die Afrikaans, des aarde. Ek begin nou soos julle praat.
hoe is dit moontlik met die Heilige Gees wat jou help is, hy is jou bemoediger, hoe is dit moontlik dat ons so lank ontmoedig bly, negatief bly, God blameer, en ons definieer, hoe kan jy dit vir my doen? Hoe kon jy dit gedoen het? Ek het gebid, ek het gevas, ek het 'n 10de geskenk. Wel, niks kom van God na ons toe, deur ons eie te doen. Dit kom, dat hy 'n liefdevolle Vader is, en hy het gesê, ek sal altyd by jou, ek sal nooit verlaat begeer, en ek sal jou voorsien. Maar hy sê, vra my in die geloof. Vra my. Dan sê die Bybel, wanneer jy vra, maak seker jy bid ooreenkomstig die wil van God. So, hierdie Barnabas, die Bybel sê, dat toe hy vir Saulus ontmoet, voordat hy Paulus geword het, wou hy vir hulle, dis nou die Jode wat bang is in die vertrek, hy wou vir Paulus aan hulle bekend gestel het. Maar die disippels wou nie hom gehad het nie, omdat hy die kerk verwoes het, omdat hy die geloof probeer vernietig het, en omdat hy manne en vrou en kinders in die tronk gesit het. Hulle het geglo, hy was nie gered nie. Toe sê die Bybel, en Barnabas vat hom, en bemoedig die disciples, dat die Here het aan hom verskyn, hy is 'n ander man, hy is gedoop, hy is gevul met die Heilige Gees, en God gaan hom nou gebruik, om die prediker wees, tot die heidende. Dink net, een man, wat met die Heilige Gees gevul is, en hy is 'n bemoediger, as hy nie dit gedoen het, en Paulus bemoedig, en die disciples bemoedig, om mekaar te vind, was daar nie 'n prediker vir die heidense nasies nie. Net deur bemoediging. Jy kan nie glo wat God oor jou lewe en jou besigheid sal losmaak, as jy mede bemoediger word, en ophou ontmoedig wees. Het jy geweet dat die persoon wat die meeste met jou praat, is nie jou ma nie, is nie jou man nie, is jyself. Jy praat die meeste twak oor jouself. Elke dag. En baie van die goeds nie opbouend nie. Hey, julle, kyk vir my. Ek gaan dit eendag breek. Julle. Barnabas stap weer, en hulle gaan nou na Damaskus toe, en daar's 'n onder onsie, tussen Paulus, né, en Markus, en Silas. En Paulus wou die twee van hulle gehad het, om saam met hom te gaan, om die evangelie aan heidene. Maar die Bybel sê, dat Markus wou nie. En Paulus het hom gewip. En die Bybel sê, en toe kom Barnabas weer, die bemoediger, en hy bemoedig Paulus, laat hom gaan, vir dit wat God hom voor geroep het. As dit nie vir Barnabas was nie, het ons nie 'n boek by die naam van Markus in die Bybel gehad nie. Dink net, dat as ek en jy nie toelaat, dat die gees van bemoediging ons bemoedig in ons situasie, ons omstandighede, ons leemte, en ons tenakominge, en ons sonde, en ons striwelinge lewe, jy mis op iets so groot, wat jy gaan ontvang, as jy net sal toelaat, dat die Heilige Gees jou bemoedig. Wat is die een van die goede? Aanhoue wen. Wen nie, wag nie, wen nie. Hy wat 'n goeie werk in jou begin het, sal dit voltooi. God is nie 'n mens, hy kan nie lieg nie. As hy sy woord stuur, hy trek dit nie terug nie, maar hy sal sy woord nakom. Ons dien 'n merkwaardige God. Weet jy hoe twakke eet hy van ons op? En twak proe nie lekker nie. Die Bybel sê, smaak en sien dat God goed is. Wanneer laas het jy die woord gelees in gebed, en daar kom 'n smaak van vreugde, van jubel, van prys, van opgewondenheid, en jy kan nie help nie. God sê, ek daag jou uit. Smaak en sien dat hy goed is. Let op, jy sien dit nie, as jy dit smaak nie. God is 'n God van orde. Smaak en sien. Nou, hoe meer jy die woord eet, hoe meer smaakvol word die woord vir jou.
En hoe meer smaakvol die word, hoe meer smaakvol word jy vir jou man, jou vrou, jou kind. Hou op 'n knoffelhuis wees, ek weet nie. Knoffelhuis. Waar kom ek aan sulke goed? Maar die Bybel sê, julle. Die Bybel sê in Handelinge 5. Luister gou mooi, ek het 'n paar minute. Daar's 'n man, né? En sy naam Barnabas weer, kan jy glo? Selfde man. Hy gaan verkoop 'n erf wat hy gehad het. Van die volle inhoud van die geld, gaan na die apostels se voete, lê dit neer. Hy skryf nie aan hulle voor hoe hulle dit moet deel, wat hulle daarmee moet doen nie. Jy sien, as jy geld het, dis joune. Dis joune, jy kan doen wat jy wil daarmee. Maar God wil jy moet 'n goeie rentmeester wees, want God hou van 'n blymoedige gewe. So hy kom lê dit neer, die kerk is nou net gebore, maar daar's baie arme mense, en hulle het die geld gegee. Weer deur 'n bemoedige. Jy sien, toe hy die geld by die apostels se voete sit, vir die doel van die mense, het hy heel eerstens dit vir God gegee. En hy het nie stiptelike gemaak. He didn't say, this is what you do with it, this is what you do. Jy sien, as jy geld gee, het is nie meer nie, so jy kan nie meer beheer nie. Toe is daar 'n man en 'n vrou, en hulle wou hom naboots. En hulle gedink, wow, kyk hoe word hierdie ou geprys, kyk hoe waardeer hulle. Sy naam is Ananias. En na my storie is sy naam, wat ek hom gee, Ania. So, Ananias, het jy geweet wat dit beteken in die Griekse taal? God has graciously and bountifully provided for him. That's his name. God het uitspattiglik, oormatiglik, ryklik hom geseën finansiëel. Hy gaan na sy vrou toe, hy sê, luister Bokkie, kom ons verkoop 'n stuk grond. En kom ons gaan sit die geld by die disippels se voete. Maar wat ek van hou, die woord wat skei van Handelinge 4 tot die begin van 5, is dat begin van 5, maar. Nou, jy is op jou ma Mary geskop. But means everything that comes after, before that means nothing. But. So hierdie twee wil hom naboos, maar hulle wou voorgee wat hulle intensies nie was nie. Die Bybel sê, toe hulle dit neerlê, het hulle besluit voor die tyd, kom ons hou terug 'n sekere bedrag. Weet jy hoeveel van ons as Christene hou terug wat aan God behoort? Ons lof, ons aanbidding, ons waardering. Daar's geen beloning op wat jy vir God gee en jy hou terug daarvan. Party van ons bid net in noodgevalle. Here help. Wel dit werk. Maar hy wil ook hê dat daar moet dan 2 of 3 woorde bietjie bykom. Hy wil hê ons gebedslewe moet vordering kry. En die beste manier om te bid is om skrif te bid. Die beste om te sing is om die Bybel te sing. Al die psalms is gesing deur Dawid. Het jy geweet die beste preek wat jy ooit hier gaan hoor is nie of ek of Henry nie? Mag net jou Bybel op en lees dit. Nou niemand kan 'n opinie gee nie. Niemand kan iets vir jou sê nie. Lees die woord soos dit is. Dis die suiwerste manier om God se woord in konteks te lees. Julle. So, hulle het gegaan en gegee met 'n pretens, met 'n masker van vrygewigheid, maar hulle hart was 'n moordkuil, want hulle trotsheid om terug te hou, was vir hulle meer. Jy sien, hulle wou die aanklank en hulle wou die applaus van die mense hê, maar they didn't want God's approval. Folks, when you give something to someone, know this, you give it to God first. As jy dit gee, jy sê nie vir hulle wat hulle daarmee moet doen nie. Jy kan nie beheer wat nie meer joune is nie. Solank jy die eienaar is, kan jy doen wat jy wil. But the moment you understand. En raai wat hulle beloning was. By the way, sy vroutjie se naam was Safira. Hallo? Safira. Wat beteken edelsteen?
Raai wat hulle beloon is? Hulle is mors doodgeslaan. Hallo, that's a short ticket to heaven. Mors doodgeslaan. Hoekom? Want Petrus sê vir hulle voor hulle doodgemaak is. Hy sê vir Ananias, het jy en jou vrou, het die ding ooreenkoms gemaak? Het julle saamgestem om terug te hou? Jy het nie teen die mens gelieg nie. Jy het teen God gelieg. 2 verse later. Jy het teen die Heilige Gees gelieg. Toe val hy mors dood. Dis seker waar afval begin het. Hulle vat hom weg. Hier kom sy vroutjie in. Nou is hy manloos. En Petrus sê, het jy en jou man ooreengestem? Luister, God gaan nie 'n persoon straf nie. God straf sonde, want sonde straf jou. God doesn't punish his children, he disciplines them. But he judges sin. En as ek nie skei van sonde nie, dan kom daai oordeel op my. En ek en jy behoort om te leer om te sing, laat staan sulke dinge, laat staan. Ek is amper klaar. I bless you. Kom ek maar gou klaar. Matteus 12, 24-28. Jesus word aangekla deur die owerpriesters en dit, dat hy demone uitdryf deur die hoof van die demone met die naam van Beelzebub. Do you know what Beelzebub means in Greek? Lord of the flies. You also know what it means? A dunghill. Ek wil dit in Afrikaans sê nie, want dan gaan nie baie mooi uitkom nie. Dunghill klink nog van die meeste van julle het die cooking clue wat ek wil praat hier. Kyk net waar die vliee die meeste gaan. Hulle kla Jesus aan dat hy demone uitdryf deur Beelzebub hoof van die. Toe sê Jesus, as ek deur die vinger van God die duiwels uitdryf, deur wie dryf julle uit? En wanneer die duiwels uitgedryf is, dit is 'n bewys dat God se koninkryk het nou gekom om mense vry te maak van demone en van sonde. Maar in Lukas 11 vers 20 sê Jesus dieselfde, behalwe hy verander die sin. Hy sê, as ek deur die gees van die Here die demone uitdryf, het God se koninkryk nou na julle gekom. So die Heilige Gees is nie die vinger nie. Die vinger, ek dog vir myself, my Here, dink net nou, net my vinger, het soveel krag dat die demone kan uitdryf. Dan moet jy weet hoeveel krag is in reserve in hierdie chassis. Die vinger is net 'n beeldspraak dat die vinger van God het die krag van die Heilige Gees uitgelaat. En elke demoon is weg. Dis hoe siekte uitgaan. Are you understanding me? To sê ek vir hom, you must have a large finger, Lord. Hy het ook geskryf die 10 gebooie met sy vinger op graniet. Hy het ook geskryf met sy vinger oor Daniel, Ediane, myne telke myne kenie. Jy's geweeg en lig gevind, sê die Here. Toe ek hierdie goed lees en dit, toe kom ek agter, ek ken nie eens die volmag van God se vinger nie, hoeveel te meer. En hy sê, almal van julle is in die hand van my Vader en niemand kan jou uit sy hand uitvat. Dit beteken 5 vingers. If one finger can do that, hoe twyfel ons in sy sekerheid en sy goedheid as ons in sy handpalm is? En hy het al 5, volk, ons het geen rede om God sleg te behandel nie. Ons het geen rede om ons te wip vir hom nie. Ons het geen rede om te sê, ja, maar kyk wat gaan ek doen. Wel, dan gaan ek deur die dal van Does met my. Dit sien, God wil hê ons moet weggaan van wie ek is tot wie is met my. That's the secret. En dis my preek volgende Sondag. Wie's ek? Wie's ek? Asseblief kom. God wants us to get away from who am I to who is with me. Hy sê ek is met jou. Ek sal jou nooit verlaat of begewe nie. Ja, maar ek voel hom nou nie. Ag, asseblief, kom oor jou arme goosebumps. Julle kry die ritteltit, dis al wat julle kry.
God is not a feeling, he's a person. Ja, kan blydskap deur, yes, but the blydskap is just a result of. Maar die Heilige Gees is 'n persoon, hy's in jou. Geen wonder die Afrikaners sê die lewe is 'n lied. Maar daai lied word vinniger anders te interpreteer. Alright? Nou, ek eindig. Waar het hulle daai idee gekry van die vinger? Come on, help me. Dis in Eksodus hoofstuk 7 en 8. Ek is so bly julle ken die Bybel so goed. Prys die Here. Man, God sê vir Moses en Aaron, hy gaan nou na Farao toe, die sterkste man, die grootste land in die wêreld daai dae, en gaan so intoe en sê, laat my mense gaan. Jy kan nie glo jy sê dit vir 'n dwellingdele. Laat my mense gaan en gooi weg julle smous julle twak. Nou, hy sê, laat my mense gaan 'n 3 dae afstand in die woestyn om my te aanbid. So, die Bybel sê dat wanneer Farao julle 'n teken vra, hoekom ek dit moet doen? Sê God vir Moses, sê vir Aaron, dis sy broer, vat jou staf en gooi dit neer voor Farao. Toe word dit 'n slang. Toe kom daar 'n slapgeit oor die styfgeit. Verstaan jy? Ag, julle vang niks hier nie, man. 'n Stok, jy breek hom, man. Dis ai julle. Nee, thank you, I appreciate that. Gaan drink 'n koffie op my naam. En kry 'n stuk koek ook, ek hou daarvan. Yesterday. Ek dink ek gaan op 'n preek en net na jou luister. Thank you. Ai julle. Maar die Bybel sê dat die towenaars sê vir Farao, watch ons. Hulle gooi hulle stokke neer. En dit is net slange. Maar God het altyd die laaste woord. Hy gee vir Aaron se slang 'n aptyd wat vir niks skrikkie. Hy sluk al die ander slange. En daar's gebore die nuwe identiteit. Hy word 'n leislang. Ag, Here. En Aaron tel op daai slang wat al die ander 10 in hom het. All the power of Satan is in God's control. Hulle sê daar's 200 spesies slange wat slange eet. Maar nou, kom ons gaan aan. Toe sê God vir hom, gaan nou na die Nyl toe en raak die water dat dit kan in bloed verander. Hier kom die towenaars. Hulle doen waaragtig dieselfde. Ek sê vir hulle, wat gaan nie aan? Hy sê, lees verder. Net so. Hoekom? God antwoord nie 'n dwaas in sy dwaasheid nie. Nee, ek moet nog geduld hê. Jong, het is net bloed. Visse sterf, stink, alles man. Toe gaan hy slaat die water weer en raai wat gebeur hierdie keer. Paddas. Nee, the whole Egypt was hopping mad. Die spinge, paddas het gespring en mense het vraatjies gekry. Hy het ons hierdie stories hier onder ons Afrikaners. Raak 'n padde en kry 'n vraatjie. Ai julle. Hoe raak jy ontslaaf van 'n vraatjie sê die Afrikaner? Jy vat 'n jong vry en sit die wit melk hierop. Ja. Hoe kan ek meer weet as julle kultuur? Al die bygelowige twak, né? En die pad spring. Hy spring. Mal man. Ek hou daarvan. Farao sê, nee, bid tot julle God en want hy het geweet hulle God kan help nie. Bid tot julle God dat hy die paddas wegneem. En Moses sê vir hom, wanneer wil jy hê moet doen? Haai julle. Hy maak 'n aap van homself. Hy sê môre. Haai julle. Hy kon gesê het nou. En God vat al die pad, maar die towenaars kon dit doen nie. Jy sien, towenaars kan op jou vloeke sit, maar hulle kan nie van jou verwyder nie. Net die lewende God kan dit doen. Towenaars kan pla op jou sit, maar net God kan dit verwyder. Are you understanding me? Yesterday. En toe kom hulle nou by die Gideon en hy sê sla die grond. Toe kom muskiete uit. Né? En die Bybel sê
En die towenaars kon dit nie naboots nie. They could do the first 3. Maar die laaste een nie. Hoekom? Jy sien, God laat die duiwel dit en dit reg kry, om mense desperaat te kry vir 'n soeke na God. Let me tell you one thing, Satan has got no purpose on this country except by God, in this world. He uses the devil to make you sick, to make you bad, to make you irritated, and he blames God. But when God puts his foot down, and they say, genoeg is genoeg, Satan can do nothing. Inteendeel, hy moet permissie, hy het vir Jesus gesê, moet ons nie uitdryf nie, stuur ons in die varke. They have to ask permission. God doesn't need to ask permission. He would like you to welcome him and allow him to work in your life. Ek eindig. En toe sê die towenaars vir Farao, o Farao, dit is niks anderste as die vinger van God. Ek wil graag hê as jy nie omgee, buig jou hoof. En dink aan die vraag, wie is die Heilige Gees? Wel, hy is God. Hy is die Gees van Jesus. Hy het die hele Bybel uitgeasem. Die asem wat ek en jy, weet jy, as ek slaap in die aand, ek sê nie nou in, uit, ek slaap en ek gaan aan. Ons moet nooit van selfspreking vat, dat die asem wat ons in het en uitgaan, is God te doen. En alles wat asem het, sê die Here, moet my loof en prys. Laat alles wat asem het, die Here loof en prys. Vir alle slegte tye, veral wanneer bitterheid oor jou kom, veral wanneer goed jou sleg, mense sê. Moenie in daai struik val nie. Sê net, Here, dankie dat die woord sê, uit dit wat sleg is, bring nie altyd iets wat goed is. Maar Here, wanneer gaan iets goed met my gebeur? Wanneer hy jou uit iets sleg vat, maar dan moet jy uitloop. En nie meer daar bly nie. En nie meer jou daar verlustig nie. So Vader, ek vra vir ons mense vanoggend, ons pragtige wense. Dankie vir ons gemeente. En die wat aanlyn, ek vra Vader, gee vir elkeen van ons vandag 'n openbaring van wie die Heilige Gees is. Dat Jesus gesê, wanneer die Heilige Gees kom, ek soms hier as die trooster, hy sal nooit uit homself praat nie, hy sal van my woorde vat en vir julle bekend maak. Wat het Jesus bedoel? Hy sê, ek sê niks as nou by Pa. Al drie praat dieselfde taal. En ek wil hê, ons moet God vra, maak u woord ons woordeskat asseblief. Maak u woord ons woordeskat. Hoe ons met u praat. Jy sien, wanneer ons met God praat, moet ons besef met wie praat ons. Heel eerstens. Ons kan net nie loslik met God praat nie. Hy verdien dit nie. Hy praat nie so met ons nie. Hy sê vir sy disippels wat twak aangejaag het, vrede, hy skel hulle nie uit nie. Vrede aan julle. En hy asem die Heilige Gees. Here, ek vra, sal jy asseblief die Heilige Gees opnuut in al hierdie families en hulle vriende uitasem, dat hulle sal besef, solank ek asem in my het ek lewe. En met my lewe wil ek God eer en dank, en ek wil hom komplimenteer. Oh Lord, you deserve everything. We deserve nothing, but you give us everything, because you love us. And you trust us not to mess up what you give us. Help us that instead of messing it up, we make it a message of hope to people. In Jesus' naam, amen.